seën. Geniet dit en seën ons asseblief. Wat is jou persepsie van God? Hoe sien jy vir God? Hoe beleef jy vir God? As jy met iemand praat, of iemand praat met jou oor die Here, wat dink jy van God? Baie van ons sal vir God miskien as 'n leier sien. Jy het iewers in jou lewe uit jy vir God as 'n leier ervaar. Baie van ons sal vir God miskien as 'n voorsiener sien. Hy het vir jou voorsien, hy het vir jou na jou gekyk. Baie van ons sien vir God as liefde. 'n God van liefde, 'n God wat net liefde uitgee. 'n God wat jou dalk beskerm het. God is ons beskermer, hy is ons bewaarder. Of miskien het God in jou lewe gekom toe jy vrede nodig gehad het. En jy sien vir God as jou vredehouer. Hy's 'n vredemaker. Elkeen van ons gaan vir God in 'n ander manier beleef. Elkeen van ons gaan vir God in 'n ander manier onthou wat hy vir ons gedoen het. Die wonderlike gedeelte is God is elke een van hierdie goeders. Wat ook al jy ervaar of jy ervaar, God is al daai goeders. Alles in een. Matteus 23 vers 9. En julle moet niemand op die aarde julle Vader noem. Noem nie, want een is julle Vader, hy wat in die hemel is. God is ons hemelse Vader. En ons hemelse Vader het al hierdie eienskappe wat elke liewe een van ons ervaar van hom. Op die ou ende, as ons gaan kyk na alles, kom ons terug en God is ons perfekte Vader. God is die eienskap van vaderskap. God is ons Vader. 1 Korintiërs 8 vers 6. Tog is daar vir ons maar een, die Vader uit wie alles is, en ons tot hom, en die Here Jesus Christus, deur wie alles is, en ons deur hom. Efesiërs 4 vers 6. Een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Psalm 68 vers 6. 'n Vader vir die weeskinders en 'n beskermer van die reg van die weduwees is God en sy heilige woning. Jesaja 64 vers 8. U is ons Vader, Here, ons is klei in u hand, en u het ons gevorm. Ons is almal die werk van u hande. 1 Johannes 3 vers 1. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. 2 Korintiërs 6 vers 18. En ek sal vir julle 'n Vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here die Almagtige. Dis 'n klein handjie vol versies wat sê dat God is ons Vader. Dis 'n klein handjie vol versies wat wys dat God 'n Vader is. Nou, almal is nie bevoorreg nie. Almal is dalk nie so gelukkig om 'n aardse Vader te gehad het met hierdie eienskap. Om 'n aardse Vader te gehad het wat miskien nie liefde toon nie. Wat dalk nooit daar was. 'n aardse Vader gehad wat nie belang gestel het. Wat meeste van die tyd dronk was of aggressief was of net nie die eienskappe van 'n Vader gehad het. Party van ons het in huise groot geword waar ons dit gemis het, waar ons dit verlang het. Want daar was 'n pa wat nie geweet het hoe om 'n pa te wees nie. Daar was 'n pa wat dalk nie reg was om 'n pa te wees nie. Daar was 'n pa wat nie 'n pa wou gewees het. En ek het bietjie na dit gaan kyk en ek het 'n bietjie deur 'n paar artikels en forums en navorsing gegaan. En ek het op 'n bladsy afgekom, die Social Services bladsy van Amerika. En baie skrikwekkend het ek gaan soek, wat se effek het vaderlose huise in Amerika? En hoeveel mense in Amerika, hoeveel kinders in Amerika word sonder 'n pa
groot. En ek kom tot op die verskriklike informasie dat 1 uit elke 4 kinders in Amerika het nie 'n pa nie. 1 in elke 4 kinders in Amerika sit sonder 'n pa. Van daai, nou as ek sê kinders, dan praat ek van enigiemand tussen 0 en 18 jaar oud. Ek praat nie eens van die res nie. Net tussen 0 en 18. 63% van kinders wat selfmoord pleeg het sonder 'n pa groot geword. 90% van kinders wat weghardloop het sonder 'n pa groot geword. 85% van kinders wat gedragsprobleme het sonder 'n pa groot geword. 71% van die kinders wat opskop in skool het sonder 'n pa groot geword. 75% van die kinders wat dwelms misbruik het sonder 'n pa groot geword. 75% kinders wat met aggressie gediagnoseer is, het sonder 'n pa groot geword. 85% van die kinders in tronk of in juvenile service in Amerika het sonder 'n pa groot geword. 75% van almal in Amerika wat as 'n verkragter verklaar is, het sonder 'n pa groot geword. In 'n huis sonder 'n pa is daar 58% kans dat die kind homoseksueel gaan word. Dis 10 goeters uit 'n artikel van 40 blaaie wat daar geskryf is. En dit wys net vir my hoe belangrik is 'n vaderfiguur in 'n huis. Hoe belangrik is 'n vaderfiguur in hierdie wêreld. En dit kom net vir my terug en dit wys net vir my weer hoekom God as 'n vader gewys word. Hoekom God 'n vader vir ons moet wees, want dis iets wat ons tekort het in die wêreld. Dis iets wat ons nie goed genoeg van het in die wêreld nie, want ons sit met families in die wêreld wat net 'n vader kort. Mans en kinders en vrouens wat net 'n vader nodig het. Hier is die wonderlikste gedeelte. En dis die gedeelte wat vir baie mense deur kry, is God is nie jou aardse vader nie. God is jou perfekte, jou hemelse vader. Sien, God het vaderskap in 'n beeld gesit waar hy wil hê, weet jy wat, 'n vader moet sy huis regeer. 'n Vader moet 'n voorbeeld wees vir sy kinders. 'n Vader moet opkom en sê, weet jy wat, my huis, ek lei my huis, ek vat my huis, ek is lief vir my huis. Dit is wat 'n vader is. Psalm 128 vanaf vers 3. Jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok binne in jou huis. Jou kinders soos olyfblompies, boontjies rondom jou tafel. Kyk, so sal sekerlik geseën word die man wat die Here vrees. God soek Godvreesende vaders in die wêreld. Dit is wat die families nodig het. Is Godvreesende vaders, Godvreesende mans. 1 Timoteus 3 vanaf vers 2. 'n opsiener dan moet onberispelik wees. Die man van een vrou, nigter, ingedoen, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig. Geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinsoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustig nie, geen geldgierig nie. Een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir 'n gemeente van God sorg dra? Hy sê vir ons, hy sê, weet jy wat, hierdie is 'n vader. Hierdie is wat 'n vader moet wees. Jy as pa moet jou huis onder beheer hou. Jy as pa moet jou kinders die regte lesse leer. Jy as pa moet jou vrou gelukkig hou. Jy moet jou huis regeer. Hy sê, weet jy wat, moenie gaan en jou kinders gaan sleg sê, moenie gaan en jou kinders net gaan slaan en te kere gaan. Efesiërs 6 vers 4. En vaders, moenie julle kinders vertroon nie, maar voed hulle op en tug en vermaning van die Here. Kolossense 3 vers 21. Vaders, moenie julle kinders terg nie, sodat hulle nie moedeloos voel nie.
God is ons perfekte Vader. God is die Vader wat ons nie hier gehad het nie, nog altyd wou gehad het, en die ergste van alles is ons het hom. Maar ons vat hom nie. God is ons perfekte Vader. God is die Pa wat gesê het, hy sê, weet jy wat, ek gee nie om wie jy is, ek gee nie om waarvandaan jy kom nie, ek gee nie om wat sy agtergrond jy gehad het nie, as jy vir my roep, as jy na my toe kom, as jy net na my toe vra, dan sal ek daar wees vir jou. As jy vir my soek, dan sal ek kom. As jy vir my roep, dan sal ek vir jou hoor. Romeine 10, vers 9. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek. Dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Want met die hart, en wat met die hart glo, ons tot geregtigheid, en met die mond bely, ons tot redding. As jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo dat God uit die dode uitgewerk het, sal jy gered word. Amen. God is daar wanneer jy hom roep. God gee om vir jou, maak nie saak wat jy gedoen het nie. Maak nie saak wat se verlede het nie, maak nie saak waar jy op die oomblik is nie. As jy vir hom roep, sal hy nie vir jou sê hy is te wees. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Wat so groter liefde is daar? Wat groter liefde is daar in die wêreld? 'n Pa wat gesê het, ek sal my enigste gebore seun, die enigste een wat ek het, sal ek vir julle gee, sodat elke liewe een van my kinders gered sal wees. Sodat elke liewe een van my kinders, die dag as hulle na my toe roep, vir my sal hoor. Dis 'n groter liefde as wat jy ooit op wêreld sal ervaar. Dis 'n groter liefde wat jy ooit hierso in jou lewe kon ervaar. Ons moet soos klein kindertjies wees wat hulle pa verlang. Ek het 'n simpel ding, ek kyk na my swaar en my neefie. As hulle by die werk was en hulle kom by die huis aan, dan is die dogtertjie die blyste ding in die wêreld om haar pa weer te sien. Sy kan nie wag om haar pa te sien. Ek het so 'n paar maande terug by my suster hulle gaan kuier en ek gaan haal hulle dogtertjie by die skool. Ons het nou net by die nuwe, dis 'n nuwe skool, dis nuwe mense, nuwe juffrouens en sy klim in die kar en sy sê sy het nuwe maatjies gemaak. En sy is verskriklik opgewonde. En ons kom by die huis en my suster het nog gewerk en ek sê toe vir jou pa is by die huis. En sy is uit die kar uit sonder om die tas te vat en enigiets en sy hardloop in die huis en sy skree vinnig, papa, ek het nuwe maatjies gemaak. Dis die opgewondenheid wat ons moet hê vir ons hemelse Vader. Ons moet so opgewonde wees, ons wil alles met hom deel. Ons kan nie wag dat ons weer saam met hom is nie. As my neefie baie lank gewerk het, of hy was vir 'n tydjie weg, en hy kom weer by die huis, dan sy dogtertjie die opgewondeste mens in hierdie aarde. Hulle begin sommer heel te bewe, want hulle wil net by hulle pa uitkom. En dit is wat ons moet wees, dis die tipe kinders wat ons moet wees. Ons moet so opgewonde raak, ons moet so bly raak, ons moet eintlik begin bewe, net wanneer ons aan God begin dink, wanneer ons na God toe wil gaan, want God is ons perfekte Vader. Hy is nog altyd daar vir jou, hy is nog altyd by jou gewees. Jou pa was dalk nie perfek gewees nie. Jou aardse pa het dalk nie die doel bereik nie. Hy was dalk afwesig, soos ek gesê het, hy het jou dalk gegenier. Hy was dalk baie aggressief gewees, hy was dalk 'n dronk gewees. Hy het dalk nie geweet wat hy gedoen het nie. Hy was dalk nie 'n godvreesende man nie. En ongelukkig het dit miskien 'n persepsie van God vir jou geplaas. Ons is bietjie bang vir die Here. Ons is 'n bietjie onseker oor die Here. Want God is ewe skielike Vader en ons sit vir God in dieselfde skoene as die onperfekte mens op die aarde. Maar dit is 'n
God is die ene wat vir jou gesê het, hy sê, weet jy wat, al is dit nie so goed hierso nie, al gaan dit nie so goed hierso nie, kom net na my toe. Kom wees net by my. Want God is nie jou aardse Vader. Hy is die perfekte Vader. God is liefde, hy is 'n bewaarder, hy is 'n voorsiener. Dit is wie God is, dit is in sy natuur. Miskien sit jy vandag hierso en soos ek sê, jy het nie 'n goeie vader gehad nie. Miskien sit jy vandag hierso en jy is een van die gelukkiges en jy het 'n baie goeie pa gehad. 'n Pa gehad wat alles gedoen het wat volgens hierdie ding sê. Wat volgens jou 'n perfekte pa was. Wees vandag dankbaar. Sê dankie daarvoor. Wees dankbaar aan die Here daarvoor dat jy dit gehad het. En as jy ongelukkig was en jy nie daai pa gehad en jy die lewe deurgegaan waar jy 'n moeilike pa gehad het, 'n pa wat nie daar was nie, 'n pa wat al hierdie goeders gedoen het, vergewe hom. Want hy het nie geweet wat hy doen. Hy het nie geweet wat sy rol hy aanvat nie. Moenie vir God in dieselfde skoene sit as jou aardse Vader. Vergewe vandag jou aardse Vader. En aanvaar vir God as jou perfekte Vader. 'n Vader wat jou hele loopbaan vooruit klaar beplan het. 'n Vader wat jou op jou hand vat en hy sê vir jou, weet jy wat, kom. Jy het geval, is reg, kom ons staan op. Kom saam met my. Jeremia 29 vers 11 tot 13. Ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met julle hele harte daarna vra. En al wat ons moet doen, is om te vra. Al wat ons moet doen, is net om na God toe te gaan. Hy was nog altyd daar. Hy sal nog altyd daar wees. Sien, God is so liefdevol, hy het jou in die aard, hy het so baie tyd in jou spandeer, hy het gesê, weet jy wat, ek ken jou so goed, jy is nog nie eens geboren nie, ek ken jou al so goed, ek beplan sommer jou hele toekoms klaar vir jou. Dis baie hy vir jou omgee. Hy sê, ek beplan alles klaar vir jou. En hy is so lief vir jou, hy is so dankbaar vir jou, hy het soveel tyd in jou gesit, hy het gesê, weet jy wat, die dag as jy gebore is, sal ek jou los, dat jy jou eie keuses maak. Ek sal jou nie forceer in 'n rigting nie, ek sal nie forceer hiernatoe nie. Maak jou eie keuses. Maar wanneer jy reg is, en jy roep na my toe, en jy wil my hê, sal ek daar wees vir jou. Want dit is wie God is. God is ons perfekte. So ek gaan jou die geleentheid gee vandag. Ek gaan jou die geleentheid vandag gee. As jy moet vergewe, vergewe. As jy moet dankie sê, sê dankie. En as jy net vir God moet sien, en vir hom aanvaar as 'n pa, doen dit vandag. As jy 'n man is hierso en jy wil streef om 'n perfekte pa te wees, 'n goddelike, 'n godvreesende pa te wees, doen dit nou. Gaan vandag en sê, vergewe jouself as 'n pa, vergewe vandag vir jouself as jy voel jy het dit nie gemaak nie. Vergewe jouself en weet dat elke stap wat jy van hier af vat, is 'n goddelike pa wat jou gaan lei. 'n Pa wat perfek is, 'n pa wat weet wat hy gaan doen en wat jy moet doen. Ek gaan 'n liedjie speel. Hy sê so 5 minute. Vat die tyd, luister na die liedjie. Vat die tyd. Bid vir die Here. Sê vir hom dankie, vergewe. Doen wat jy moet doen. Aanvaar vir God, laat God in jou lewe werk. Of jy al gedoop is en of jy maar in jou lewe en laat gaan het, enigiets wat jy gedoen het. Laat God vandag 'n Vader vir jou wees. Laat God vandag vir jou sorg. Laat God vandag die huis regeer. Kom ons vat net 5 minute.
Bybel verwys na God as 'n Vader 265 keer. 265 keer is daar iewers in die Bybel waar daar staan, God is 'n Vader. God is jou Vader. As jy 'n pa is vandag, streef vandag om beheer te vat van jou huis. Streef vandag om 'n Godvreesende pa vir jou vrou en kinders te wees. Vat beheer van jou huis. Weet vandag dat God is die perfekte Vader. God is perfek. Klaar. En weet vandag dat hy het vir jou as sy kind gekies. Hy het vir jou gekies om sy kind te wees. En hy is trots en lief, verskriklik baie lief vir jou. En elke keer as jy iets doen, elke keer as jy na hom toe roep, dan raak hy opgewonde. Want hy het jou gevorm, hy het tyd gespandeer in jou. Romeine 8:15. Want julle het nie ontvang die gees van slawerny nie om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep, Abba, Vader. Ons is aangeneem en God is ons Pa. So gaan vandag en weet met trots wie se kind jy is. En wees met trots, ek gaan sê dit vir almal. Moenie skaam wees daaroor. As ek enige plek in hierdie land ingaan, dit het nou die laaste tyd met die gym ook gebeur, en ek sit iewers, en dan sal tannie of oom of iemand na my verbykom, en sê, jy is mos klein wêreldjie. Wees vandag, like ons wanneer iemand verby jou staan, ek wil sê, jy is mos God se kind. Jy behoort mos aan God. Aanvaar jou aanneming en roep uit Abba, Vader. Amen. Liewe Here, ek sê dankie dat U die hand oor ons hou, dankie dat U vir ons sorg, dankie dat U vir ons so oneindig lief het. Liewe Here, ons sê dankie dat Jy vir ons aanvaar, dankie dat Jy vir ons aangeneem het, dankie dat ons vandag hier kan staan en onsself jou kind noem. Die Here, al was dinge nie perfek of reg op die aarde nie, weet ons dat Jy nog elke liewe dag jou hand om ons en oor ons gehad het. En Liewe Here, ons gee alles wat ons het, ons gee alles in ons vir U, sodat ons kan, dat U ons kan lei, dat U ons hand kan vat. En ons sê net dankie dat U vir ons lief is. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Baie dankie seun. Waardeer dit. Ek moes self op 'n dag gaan sit en 'n brief vir my pa skryf. En om vergifnis vra, lank nadat hy dood is. En om vergifnis vra, alles wat ek gesê het en nie van gehou het wat hy gedoen het. Partye dan die geleentheid om hulle pa nog in die oë te kyk. Sê vergewe my. Ek het nou eendag weer gehoor van 'n pa en 'n seun wat vir 'n tydperk nie met mekaar gepraat het nie. Dis baie hartseer. Dat jy nie met jou ouers wil of kan praat met hulle kwaad is. Maak vrede met hulle. Bly die beste. Kom ons sing Onse Vader wat in die hemel is. Staan saam met my en ons prys die Here daarin. Sê vir die Here dankie.
ons nog kan uitroep, Abba Vader. Dankie Here dat U die vaders in hierdie gehoor geseën het en hulle wat vanmôre luister en kyk, dat U hulle seën in die naam van Jesus Christus. Vader, en oor elkeen van ons bid ek U vrede, U goedheid, U guns, en dat ons Papa altyd deur sy hand oor ons hou. In Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie aan elkeen. Word genooi vir 'n dingetjie.